Welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in vandag se video gaan ons Genesis 21 doen. Ek wil net hê ons moet ons oop te maak en vir die Here vra om die woord vir ons oop te maak. God ons hemelse Vader, baie dankie vir 'n geleentheid om meer van U te kan leer. Maak asseblief vir ons die woord oop sodat ons kan hoor wat ons moet hoor en sien wat ons moet sien. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Okay. Geboorte van Isak. Abraham verdryf Hagar en Ismael. En die Here het Sara besoek soos hy beloof het. En die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. En Abraham het sy seun Isak besny toe hy 8 dae oud was, soos God hom beveel het. En Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak vir hom gebore is. En Sara het gesê, 'n gelag het God my berei. Elkeen wat dit hoor, sal oor my lag.' Verder sê sy, wie kon ooit aan Abraham voorspel het? Sara soog kinders, want ek het 'n seun gebaar in sy ouderdom. En die kind het opgegroei en is gespeen. En Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isak gespeen is. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot. Wat? Okay. Genesis 9. Genesis 21 vers 9. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, so dit is nou Hagar se seun, Ismael, die Egiptiese slavin. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin wat sy vir Abraham gebaar het, spot. En sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. Vers 9, toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot. Hy sin maak nie sin nie. Dit maak glad nie sin nie. Okay, ons gaan nou nie daar dwel nie. En die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham vanweë sy seun. Maar God het aan Abraham gesê, laat dit nie verkeerd wees in jou oë terwille van die seun en van jou slavin nie. Luister na Sara en alles wat sy van jou verlang, want deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag genoem word. Maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou kind is. Dis baie nice van God. Vers 14. Toe is Abraham die môre vroeg op, en hy het brood en 'n sak met water geneem, en dit aan Hagar gegee, deur dit op haar skouer te sit, en ook die kind en haar weggestuur. Sy het weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Beersheba. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp. Okay, soos wat ek het verstaan, is dit seker kan nog los. En geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. En sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. So basically het sy die kind op 'n spot gelos en ver geloop, tot waar 'n pyl kan skiet. Nou, 'n pyl kan skiet uit sig uit.
So ek dink sy het gaan sit, waar sy nie meer die kind kan sien nie. En sy het gehuil. Nou hierdie vers is vir my baie mooi, vers 17. Toe hoor God die stem van die seun. Nee. So, Hagar het weggestap, nadat sy die kind al gelos het. Maar God het die seun se stem gehoor. Vers 17. Toe hoor God die stem van die seun, en die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel. Die engel het na Hagar geroep uit die hemel. Dis baie ver. En haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Staan op, tel die seun op en hou hom vas met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Daarop het God haar oë geopen en sy sien 'n put, en sy het geloop en die sak vol water gemaak en die seun laat drink. Ek verstaan nie wat hulle bedoel met Hagar se oë. God het Hagar se oë oopgemaak nie. Het sy die put misgekyk? Of het God op put daar gesit en toe vir haar laat sien? Ons sal seker wel dra uitvind. Vers 20. En God was met die seun, en hy het opgegroei en in die woestyn gewoon en 'n boogskutter geword. Hy het in die woestyn Paran gewoon, en sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. Vers 22, opskrif verbond tussen Abraham en Abimelech. Onthou hulle van Abimelech. En Abimelech is die koning wat amper vir Sara as 'n vrou gevat het, nee. Vers 22, in die tyd het Abimelech en Pichol, sy leer owerste, met Abraham gespreek en gesê, God is met jou in alles wat jy doen. Sweer dan nou vir my hier by God, dat jy my met my en my kroos en my nageslag nie vals sal handel nie. Dieselfde guns wat ek jou bewys het, moet jy aan my bewys en aan die land waarin jy is, vreemdeling vertoef. En Abraham antwoord, ek sweer. Maar Abraham het Abimelech aangespreek oor 'n put wat die dienaars van Abimelech met geweld geneem het. Daarop antwoord Abimelech, ek weet nie wie dit gedoen het nie, en jy het my dit ook nie meegedeel nie, en ek het daar oor niks van gehoor nie, as net vandag. Toe neem Abraham kleinvee en beeste en gee dit aan Abimelech, en hulle twee het 'n verbond gesluit. Abraham het naamlik die 7 ooilammers van die kleinvee eenkant gekeer. Toe sê Abimelech vir Abraham, wat beteken hierdie 7 ooilammers wat jy uitgekeer het? En hy antwoord, die 7 ooilammers moet jy uit my hand aanneem, sodat dit vir my getuienis kan wees dat ek hierdie put gegrawe het. Is nog steeds oor die put. Daarom noem hulle die plek Beersheba, omdat hulle 2 daar gesweer het. So het hulle dan 'n verbond gesluit in Beersheba. Daarna het Abimelech en Pichol sy leerowerste klaargemaak en na die land van die Filistyne teruggegaan. En hy het 'n tamarisk in Beersheba geplant, en daar die naam van die Here, die ewige God, aangeroep. En Abraham het baie dae as vreemdeling in die land van die Filistyne vertoef. Dis die einde van Genesis 21. Okay. Wat ek nou basically geleer het in die begin van Genesis 21. Die kind het obviously gehuil. Ek
praat van Hagar se kind Ismael. En vers 17 sê toe hoor God die stem van die seun. So God hoor die stemme van die kinders, nê. Dis nog vir my baie intens. Ek kan net imagine, ons land is nie lekker nie. Ons land is nie lekker nie. Daar's kinders wat baie seer kry in ons land. Wat ek uit hierdie video uit kan neem is dat God hoor ons kinders se geween. En God het vir Ismael gehelp, nê? Hy het vir sy ma die put laat sien, sodat die kind kan drink en nie doodgaan nie. Ek hoop ons kinders word gehoor en ons as ma's se oë word oopgemaak sodat ons hulle kan help. En dis die einde van 21, Genesis 21. Baie dankie, ons sien volgende keer.